Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand, waar jy ook al ingeskakel is en welkom by Straatwys. Nou Robert Jordan het gesê, "The oak fought the wind and was broken. The willow bent when it must and survived." Nou gister in 'n gesprek met mense van Pretoria in die Laagveld praat ons oor die Kaap. Die see is vir hulle mooi en die berge is asemrowend, maar dan kom dit baie gou in die gesprek uit wat iemand sê, "Ek sal nie die wind kan hanteer nie." En eerlik, ek verstaan dit baie goed. Ek hou ook nie van die wind nie, maak nie saak waar ek myself in die wêreld bevind nie. Nou hier in Kleinmond waar ek baie van my video's opneem, is die wind soos 'n verkleermannetjie op 'n Smartie boks. Een oomblik kom hy van die berg af en die volgende oomblik van die see af en dan raak hy sommer de mekaar en dwarrel jou behoorlik mal. En op 'n video moet 'n mens gewoonlik kan hoor wat jy sê, nou, maar die wind maak dit nie altyd maklik nie. En toe het ek iets begin leer. Ek kan nie wag dat die wind ophou waai nie. Maar as ek die heeltyd moet wag vir die perfekte oomblik, dan kom daai oomblik dalk glad nie. Want party winde soos hier hou sommer net nooit op met waai nie. Of ek kan aan die ander kant 'n ander laan kies, 'n ander straat waar die huise op 'n manier bietjie die wind kan breek. Dis dalk nie so spektakulêr soos wat ek beplan het daar langs die see en met die see as agtergrond nie, maar dit maak dit moontlik om tog vorentoe te gaan en tog die video te kan opneem. En dink bietjie mooi daaraan. Is presies hoe ek en jy met die winde in ons lewe werk. Ons wil baie graag hê daar moet glad nie wind waai nie. Maar dink bietjie mooi daaraan. Sonder die wind is die Kaapse ekosisteem op sy kop gekeer. Sonder die wind kom daar nie reën nie en sonder die wind hang die stof en die styfmeel net eenvoudig in die lug rond. Die wind is dalk ongemaklik, maar hy dra ook die saadjies wat lewe bring en hierdie mooi natuurskoon veroorsaak. So wanneer die winde van verandering en uitdaging in ons lewe waai, wil ons dikwels terugverlang ook, né? Soos die volk wat uit Egipte uit bevry is en deur die woestyn moet loop. Die sand waai in hulle oë, dink bietjie mooi daaraan, hulle slaap ongemaklik op harde grond en die klippe sny hulle voete en die kinders kerm en kla en skielik verlang hulle terug na die kospotte van Egipte, ook wanneer hulle honger en dors is. En dis so menslik, né? Wanneer dit moeilik raak, romantiseer ons self dit wat een keer vir ons erg was en sleg was en waar ons vasgevang was. Dinge wat nie vir ons gewerk het nie. Ons vergeet baie maklik die pyn dan. Ons vergeet die gebrokenheid. Ons onthou net die sekerheid van better the devil you know. Onsekerheid en aanpassing is vir ons moeiliker baie keer as bekende pyn. En ek wonder soms hoe dit vir God moes gevoel het in daardie tyd, né? Dis soos 'n ouer wat sy kinders met moeite see toe vat op vakansie, dalk met sy laaste geld, en al wat hy hoor is gekerm en 'n gekla. Hulle ervaar die vryheid, maar hulle verlang terug na die huis en die erf en die heining rondom hulle, daar waar hulle juis gesmeek het vir 'n vakansie by die see. Nou die vraag is, wat maak jy en ek met die winde in ons lewens? Romantiseer ons die verlede wat vir jou en niemand gewerk het nie en jou nie gedien het nie? Of is jy bereid om aan te pas, jou rigting effens te verander, 'n ander laan te kies? Daar's natuurlik ook 'n ander gevaar wanneer jy so op 'n reis gaan, is om net in die toekoms te leef met jou kop in die wolke, nie hier en nou nie. En dis waar ek baie keer aan 'n opera dink wat my ouers my heen gesleep het toe ek kind was. Nou 'n opera het gewoonlik 3 bedrywe. Nou die eerste ene stel jou bekend aan die werklikheid, né? Die pyn, die situasie, die droom, die verliefdheid en die verlange. Maar daar die tweede een is die moeilike deel. Dis die een waar ek gewoonlik aan die slaap geraak het, want dis die woestyn gedeelte van die opera. Daar kom die twyfel, daar kom die vraag van die ridder op die wit perd om te sê en te vra, is dit die moeite werd? Maar sonder daardie middelbedryf kom jy nooit by die finale klimaks nie, by daardie mooi areas en daardie goede wat jy altyd op 'n goeie manier laat voel dat dit volbring is nie, né? En dis juis in die middel, in die wind waar karakter gevorm word, waar rigting aangepas word, waar jy leer om te loop, nie teen die wind nie, maar met wysheid binne in die wind. So miskien is die wind nie jou vyand nie, miskien is dit net die uitnodiging om anders te beweeg. En dalk is die komponis van jou lewe besig om iets mooier te skryf as wat jy nou kan hoor, selfs al waai dit vandag hard in jou lewe. So ek hoop jy 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap, mooi loop.